Staan vanavond, PJ. Gou die hierdie op jou lippe sê, you worthy of it all. Ek weet nie vanavond van jou nie, maar as iets wat dit in my uitroep, is waardig. U is waardig om geprys te word. You are worthy of it all. Ons gaan weer sing. Maar ek wil net vanavond, as jy dit sing, begin dit uit te spreek en net te sê, Here, maar U is waardig, U is vanavond, you are worthy of all our praise. Dank, is altijd lekker om samen te bedienen. Lekker om die naam van die Here groot te maken. Ek wil vanavond een gedeelte met jou deel in 2 Korintiërs 12 vers 9, baie bekende gedeelte in die woord van die Here. Hy sê, hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie meer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Kom ons bid saam. Vader, wat wonderlike voorreg om vanaand in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, dit gaan nie vanavond oor ons nie, dit gaan oor U. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanavond bid, o Gees van God, wat alle verstand te boven gaan, dat die vanavond sal inkom in ons harte sal aanraak. Here, kom vul ons toe met die liefde en die genade, en Here, asseblief, dat ons sal hoor en verstaan, wat die vanavond in ons harte inspreek. Kom vul ons toe. En Here, dankie dat ons weet, U sal ons nooit begewe, en ons nooit verlaat nie. Aan U kom toe al die lof, al die eer, en al die aanbidding van ons harte, in Jesus' naam. Amen en amen. Ek wil vanavond met jou praat oor ek het opgedaag. Ken julle die afkorting FOMO? Fear of missing out. Ek het die jong mense lag, hulle weet of ek praat. FOMO. Hulle is so bang, hulle daag nie op nie, iets gebeur. Ek het ook geglo dat ek op school was, ek was elke dag op die school. Ek was so bang, as ek die dag op die school is, maar dan gaan ek meer droog as ek. Dan gaan ek my weer 'n week vat om op te vang, om weer die voorbeeld te wees.
to thy fear of missing out, FOMO. En ek wil Frans met jou praat oor FOMO. The fear of missing out. Daar seker goed wat in die Bybel is wat my laat besef het dat daar's mense wat hier sit, wat vanaand soekend is na iets groters. Ek kyk na in die Bybel en ek gaan lees die gedeelte van Hanna. Hanna sit in die tempel en sy huil, want sy kan nie swanger raak nie. Sy sit huil voor God en sy sê, ek weet nie wat moet ek nog doen nie, ek weet nie wat ek van my verwag nie, maar Here, hoor my roepstem. Hoor, as ek roep na U vanaand, Here. So ontsnaaks, hierdie vrou sit met 'n begeerte en 'n behoefte, hierdie vrou sit met teleurstelling op teleurstelling op teleurstelling, maar nogtans daag sy op. So ontsnaaks dat as jy op 'n sekere stadium in jou lewe kom en jy het genoeg teleurstelling ervaar, dat jy baie keer opgee, omdat jy moedeloos raak. Maar die Bybel sê, sy het maar die oggend weer tempel toe gegaan, en daar gaan sit en voor God gehuil en gesê, Here, hoor my roepstem. En is snaaks dat die priester verby haar loop en sê, ai, o Hanna, dronk so vroeg in die môre. So snaaks dat haar soeke na God het ander laat dink, sy is wel dronk. Haar soeke na God het sy dalk iets gedoen wat ander nie gedoen het nie, miskien haar hande opgesteek of miskien op haar knieë neergesak, of miskien het haar op die bank gaan lê en gesê, ag Here, ek wil nie loop nie, want ek is, as ek teruggaan, gaan ek terug na die teleurstelling toe van gister. Ek wil vanmôre net voor U lê, ek wil nie weggaan nie, ek is op soek na iets wat ander my nie kan gee. En dan is het snaaks dat mense jou sal oordeel omdat jy opdaag. Het is snaaks dat mense sal sê, hoekom gee jy maar net op nie? Why don't you just give up? Just say, I've had it. Hoekom gee jy nie op nie? Ek het baie dan gaan sit en dink, want ek is gaan kyk na Job. Job het opgedaag, ongeag sy omstandighede, ongeag of hy op die asroep sit, ongeag of hy lê en huil, ongeag of die honde sy siele lek, ongeag wat gebeur. Sy kinders is dood, sy landery is besmet, sy diere is dood, ongeag wat. Het hy steeds opgedaag, want hy het geweet, ergens gaan God vir my lewe kom. Ek het nog wel baie gewonder hoe dit moes voel om dag na dag deur jou vriende gedra te word na die bad van Bethesda toe. Want jy sien daar is hoop, maar jy wag net vir iemand om jou in te help. Dit het my nogal gedra, dat ek dit vanmiddag gesien het, dat hulle het 'n man gevat, wat 'n spinal cord injury gehad het, en hulle het hom op 'n stretcher ingebring, binne in 'n doopbad in. Dit was vir my mooi gewees,
volgende oomblik, toe tel hy sy moerlyf op. Hy gooi sy skoene sy voete van die stretcher af, en hy begin op te staan, en hy steek sy hande in die lug, en hy sê, ek is so dankbaar, ek het opgedaag vanavond, want weet jy wat, ek was hier, maar God het opgedaag, te midde van my omstandighede, te midde van my probleme, te midde van my siektetoestand, God het opgedaag. Hier die man, wat by die bad van Bethesda lê, het my verskriklik laat dink aan hierdie ou. Maar die Bybel sê, hy was elke dag by die bad van Bethesda. Die Bybel sê, vir jare het hy elke dag daar gelê. Ek het nogal daarom gedink snaaks, hoe maklik ons opgee, wanneer dinge nie gaan soos wat ons het wil hê nie. Hoe maklik ons sê, ag wat, dalk is dit nie vir my bedoel nie. Dalk is hier die wonder of hierdie teken nie vir my bedoel nie. Wat het met haar gebeur? Sy het swanger geraak. Wat het gebeur met die man by die bad van Bethesda? Hy het opgestaan en hy loop. Waarom? Hy het opgedaag op die plek wat God wou gehad het in opdaag. Ek weet nie van jou nie, but now I'm getting FOMO. Ek is te bang, ek mis iets, as ek nie opdaag, waar God is nie. Dit het my laat dink, dat ons baie keer in ons lewens probeer ons beste, om te doen, wat ons kan doen, maar daar is 'n sekere stadium wat ons moeg raak. Daar is 'n sekere stadium wat ons moeg is. En ek het gaan dink daaraan, want die Bybel sê Petrus het die hele nag vis gevang en niks gevang nie. Is nogal snaaks dat Jesus opdaag die oomblik toe Petrus besig is om sy nette te herstel en reg te maak. Dis nogal snaaks dat Petrus opdaag spesifiek op daai oomblik. Dat hy inkom toe Jesus afkom strand. Dis snaaks dat hy besig is om sy nette uit te spoel en klaar te maak vir die dag. En Jesus sê vir hom, jong, die skade verdruk my, mag ek asseblief op jou boot staan en bedien. En hy sê, ja Here, stoor die boot in en Jesus bedien die skade. Maar in Petrus sit daar, dink hy sit in, nie in visvang nie, in visvang. Hy is nog. En die hele nag het hy probeer en niks gevang nie. Ek het al gehoor van fishfinders, maar ek het nog nooit gehoor dat 'n mens sê, dis wat het is. Terwyl Jesus preek en toe hy klaar is, dink ek het op Petrus 'n bietjie agteroor gelê in die son, want dis snaaks, ek is 'n snaakse ou, ek kan dwars deur die nag wakker bly, maar as die son op my begin bak, dan soek ek slaap net, ek raak moeg. Ek dink die Here het hom gesê, kom, staan op. Here, ek het opgedaag. Ek was die hele nag buite, ek het probeer. En ek is so moeg. Ek het opgedaag, toe ander opgegee het. Ek het opgedaag, toe ander gesê het, ag, dis uitgevis. Daar's nie meer viskoop. Het ek nog 'n kans probeer vat? Het ek my net
I had no luck. Ek dink Jesus stel ek my vir hom en sê, jy het nie geluk nodig nie, my kind. Ek is iemand wat beloon die een wat opdag. Ek wil nie met vanavond hoor, God beloon die ou wat opdag. Jesus sê vir hom, gooi hom net aan die ander kant uit. Die oomblik toe hy die net uitgooi, die oomblik toe hy die nette vat, en in die water gooi, toe kom hy iets in sy hand op. Ek is moeg, maar ek is hier. I'll give it one more shot. Ek gaan probeer, ongeacht hoe het voel. Dink is Petrus, een sanger was so uitgestreed, you worthy of it all. Ek het moed opgegee, maar God het my beloon omdat ek opgedag het. Ek het nie verstaan nie, maar God het my beloon, omdat ek opgedag het. Ek was bang om soete te gaan, maar God het my gered, omdat ek opgedag het. Ek was verdampt, omdat het gesê is useless, maar God het ander planne gehad met my. Ons allemaal weet, het soveel vis gevang, dat hy mense moes nader roep, om te kom help. Hoe gaan jy moet verstaan, ek wil jy moet hierdie prentjie gaan neem. Dis die tye wat ek nie wil gaan nie, wat God reeds vir my opdag. Dis die tye wat ek reeds wil opgee, is reeds die tye wat God vir my opdag. En ek weet nie hoe jy voel vandag nie. Ek kan jou die waarborg gee. As jy opdag, sal God voorsien. Ek weet nie met wie ek praat nie. Ek weet nie wat jou behoeftes nie, ek weet nie wat jou begeertes nie, ek weet nie wat jou bekommernis is nie, ek weet nie wat jou grootste vrees is nie. Maar ek kan vir jou sê, if you show up, he will show up. Sodat ek weet waarheen om te gaan. Petrus kon op daar die nacht, 12 uur gesê, ek gaan slaap, I've had it. Maar wat gebeur? Hy het nie opgehou om aan te hou nie. Hy het aangehou omdat hy weet, miskien, net miskien, kan hy die een ding alles verander. Ek wil vanavond vir jou sê, jy sit vanavond hier en jy het die week besluit, ek gaan op
ophou. Ek gaan opgee, ek is moeg. Wat? Kan nie meer nie. Het in die week besluit. Ek is op 'n punt. Wel verder nou. God sê, ek is nie klaar met jou. God sê, ek wil kyk of jy gaan opdaag. Pastoor, ek dink ons 6, 7 maande oor dieselfde saak en nog niks het verander nie. Nog niks het gebeur nie. Pastoor, ek dink jare al oor dieselfde dinge. Ek vra nie eens meer nie, want ek dink God wil nie. Wil jy dit hoor? God staan en kyk of jy opdaag. En daai dag, daai een dag, wat jy niks verwag nie, wat jy sê, ek het nergens anders om heen te gaan nie, ek sal net hier bly. Ek doen dit wat is my gewoonte. Ek verwag niks te doen het. Dan daag God op in die omstandighede. Ek wil hê jy moet dit vanaand hoor. Die beste atlete het al gevoel en opgee. Die beste rugby-spelers het op 'n stadium gevoel hy wil opgee. Maar jy sien die wen daag op wanneer jy dit nie verwag nie. Gaan nie die kans vat om nie op te daag nie. Want God is 'n waarmaker van sy woord. Elke hoofd gebuig, elke oog gesluit. Wil jy niemand bedrog kyk vanaand nie? Jy sit vanaand hier. Jy het ergens gesê, genoeg is genoeg. Ek wil nie meer niks nog. Ek kan nie aangaan soos wat ek aangaan nie. Miskien is dit in jou finansies, miskien in jou huwelik, miskien in jou verhouding, miskien by jou werk. God sê as jy opdaag, as jy opdaag. So ek het uitgemis op hierdie ene. Ek was al daai oggend besig, ek kon daai dag nie iets doen nie. Ek was nie daar nie, ek is so bang, ek het uitgemis en sê God, hou aan 'n hand hou. Daar gaan 'n dag kom dat ek opdaag. Alles gaan verander. As jy vanaand hier sit en sê, Here, help my om op te daag, ongeag hoe ek voel, ongeag my vrese, ongeag my stryd, ongeag my siekte toestand, ongeag wanneer ek gaan, steek op jou na God toe. Ek wil saam met jou bid. Dankie vir die ander wat opgegaan het, sal nie saam opstaan. Ek wil graag saam met jou bid, asseblief. Here, voor U staan mense wat ergens gesê het, ek kan nie meer nie, ek is moeg. Ek
is nog beklei. Ek is nog probeer. Ek wil net hier toeskouer word. Ek wil net gaan sit en kyk. Maar God sê dag net op. Ek het soveel beter in stoor vir jou as jy net opdaag. Onze Vader wat in die hemel is, voor die staan mense wat vanavond sê, ek het U nodig. Voor die staan mense wat vanavond sê, Here, ek het U nodig. Ek wil vanavond bid, ek wil vra, Here, sien my raak. Voel soos Hannah, wat sit en roep en niemand luister nie. Voel soos Petrus wat dwars deur gewerk het en geen resultaat gekry het nie. Ek voel soos die ou by die pad van Bethesda, wat elke môre daar was, maar niks. Niemand het gehelp. Hy wil vanavond kom en sê, Here, hier is ek. Ek sal opdaag, ongeag van my omstandighede. Here, dankie dat U vanavond my hart en my lewe, my omstandighede in 'n oomblik in 'n oogwink kan verander. Dankie dat U vanavond kan inkom en verandering bring waar ander nie eens weet ek het verandering nodig nie. En daarom wil ek vanavond bid en vra, Here, sien my raak. Sien my raak, Here. Sien my raak. Dis my gebed in die kosbare naam van Jesus Christus. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Kan U sit lekker neer? Psalm 50:15 sê, roep my aan in die dag van jou benoudheid. Ek sal jou uithelp. Hy sê nie wanneer nie. Hy sê nie wanneer jy dit verwag nie. Hy sê, ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. Hoekom sê ek het vanavond vir jou? Want vanavond wil ek my hande in die lucht steek en sê, you're worthy of it all. Ek het my storm geken en het my kom uithaal. Ek het my bed geken en het my kom optel. Ek het my omstandighede geken en het my uitgehaal. Ek het my vrese geken en het my kom uithaal. Daarom wil ek jou met vanavond heiligkie sê, net you worthy of it all. Sal wat ek vir jou vraag. As jy vanavond sit, sê dit jy die genade is vir my genoeg. Ek het opgedaan, genade is vir my genoeg. You worthy of it all. Amen.